Here, ons is al in die middel van die week. 'n Week wat miskien te veel gevra het al. 'n Jaar wat baie swaar dra aan ons. Slegte nuus, dinge wat buite ons beheer was. Here, dankie dat U altyd in beheer is. Dankie vir U leiding en U liefde. Amen. Die vyeboom. In die Bybelse tyd was die vyeboom 'n simbool van vrede, voorspoed en rus. Wanneer iemand onder sy eie vyeboom kon sit, het dit beteken hy leef in veiligheid en in oorvloed. Micha 4:4. Maar hulle sal sit, elkeen onder sy wingerdstok en onder sy vyeboom, en niemand sal hulle verskrik nie. Onder God se sorg hoef ons vir niks te vrees nie. Hy bring rus en vrede. Adam en Eva het die vyeboom se blare gebruik om hulle naaktheid weg te steek. Wat sien Jesus wanneer hy na jou lewe kyk? Jesus het 'n onvrugbare vyeboom vervloek, omdat dit blare gehad het, maar geen vrugte nie. Markus 11:13-14. En hy het gevind dat daar niks aan was nie, behalwe blare. Toe sê hy vir hom, mag niemand ooit weer van jou vrugte eet nie. Is jy 'n boom vol blare, maar sonder enige vrugte? God soek egtheid. Ons moet nie net mooi van buite lyk en geen geloofsvrugte dra nie. Hy vra nie dat ons perfek moet wees nie, maar dat ons vrug moet dra van liefde, nederigheid, geloof en gehoorsaamheid. Wanneer 'n vyeboom se blare verskyn, maak dit ook vrugte. Bekering gaan hand aan hand met die dra van vrugte. Dra vrugte wat 'n veranderende hart wys. God het die vyeboom geplan dat dit baie vrugte kan dra. God wil ook hê dat ek en jy baie vrugte moet dra. Wanneer ons nie geestelike vrugte dra nie, wys dit dat ons nie naby aan God leef nie. Jy sal geken word aan die vrugte wat jy dra. Die vrug van jou gees is jou persoonlike lewe. Hoe lyk dit? Die vrug van jou arbeid? Gebruik ek my gawes om die gemeente te dien waar God my geplaas het? Die vrug van jou geloof? Hoe pas ek die waarhede van die Bybel toe in my lewe? Dit is die boublokke vir 'n sterk wortelstelsel, sodat ons die storms van die lewe kan weerstaan en voortdurend kan vrugte dra. Wanneer ons wortels in God geplant is, sal hy sorg dat ons vrugte dra op die regte tyd. Ons moet Jesus toelaat om die grond rondom ons los te spit en ons te bemes, sodat ons kan groei en beter vrugte kan dra. Ons eie selfsugtige keuses maak ons onvrugbaar. Deur God se genade rus Jesus ons toe om weer vrugte te dra en meer vrugte te dra. God plaas ons in 'n gemeente waar ons versorg word. Sy woord word op baie maniere verkondig deur gemeentelede wat by verskillende bedieninge en projekte betrokke is. Is jy al iewers betrokke? Deur die Heilige Gees in ons kan ons vrugte dra. God gee in oorvloed, sodat ons in oorvloed kan vrugte dra. Mag elkeen wat na jou kyk, die vrug van Christus in jou raak sien, met jou hart wat in God gewortel is. Amen.